koning. Here, u regeer, daar is niemand soos u nie. Ons verklaar vandag as gemeente, ons verklaar vandag korporatief, dat u is God en u regeer, en daar is niemand soos u nie. U is die Alfa en die Omega, u is steeds die begin en die einde, u is steeds die soewereine God, u is steeds die koning van die konings, u is steeds heerser van die heelal, u is steeds, Here, die een wat leef en regeer en heers. U is majesteit. Here, ons wil vandag as gemeente saam met die engele toejuig, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Die een wat was, wat is en die een wat sal kom. Ons loof en aanbid U. Dan moet ons juig, my redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Hoe groot is U naam? Hoe groot is U heerlikheid? Hoe groot is U teenwoordigheid? Hoe groot is U hand in my lewe? Hoe groot is die bemoeienis wat U maak? Ons loof U. Ons prys U heilige naam, Koning Jesus. Here, dankie vir die woord. Dankie, Here, dat die woord ons rig, dat die woord ons toerus, en die woord ons in staat stel vandag in Jesus naam. Amen. Amen. Neem gerus jou sitplek. Ouma en oupa, 'n legacy van geloof. Ouma en oupa, jy's 'n draer van geloof. As ons na jou kyk, dan dink ons aan 'n legacy, 'n nalatenskap van geloof. Blaai saam by Psalm 145 en ons gaan 'n paar verse lees. Dis eintlik 'n amazing gedeelte wat Dawid hier geskryf het. Die opskrif is 'n lofpsalm op die grootheid en die goedheid van God. En wie kan dit beter vertel as 'n ouma en 'n oupa wat terugkyk op hulle lewe en sê, die Here het my tot hier gedra. Psalm 145. Ons gaan lees vanaf vers 1. O God, o my God, o koning, ek wil U verhoog en U naam loof vir ewig en altyd. Vir ewig en altyd. Elke dag wil ek U loof en U naam prys vir ewig en altyd. Dis so kosbaar dat Dawid het 'n geloofsvisie, maar hy het ook 'n lofvisie, waar hy sê, ek sal die naam van die Here prys en groot maak vir ewig en altyd. Daar sal nooit 'n oomblik wees in my toekoms waar ek nie die naam van die Here sal groot maak nie. Hy het 'n lofvisie. Die Here is groot, vers 3, en baie lofwaardig. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Die een geslag, oumas, oupas, prys U werke vir die ander, en hulle verkondig U magtige dade. Ek wil spreek van die glans van U heerlike majesteit, sê Dawid, en van U wonderbare dade. En hulle sal spreek van die krag van die vreeslike dade, en die grootheid wil ek vertel. Weet jy wat gebeur hier? Dawid kyk na die wêreld en sê, as die wêreld van U praat, dan praat hulle van die oorloë en die droogte en die hongersnood en hoe moeilik dit was. As die wêreld van U praat, dan praat hulle van U vreeslike dade, van straf. Hulle praat van die vreeslike dade, van hoe kan 'n God wat my liefhet so optree? Dawid sê, maar ek ken die hart van God. Ek ken iets anders as ek aan God dink. Hulle wil praat van U vreeslike dade. Ek praat van U werke. Ek praat van U grootheid. Ek praat van U heerskappy. Die wêreld het 'n ander storie as hulle dink aan God. Ek wat U ken, wat 'n lofvisie het, kyk na U en sê, my God is groot. My God is groot. Vers 7, hulle sal die gedagtenis van U groote goedheid laat uitstroom en jubel oor U geregtigheid. Hoekom? Want ek sal 'n prentjie skilder van 'n God wat goed is. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Die Here is vir almal goed. Sy barmhartighede is oor al sy werke. Al U werke loof U, o Here. En U gunsgenote prys U. Hulle maak melding van die heerlikheid van U koninkryk. En hulle spreek van U mag om aan die mensekinders
sy magtige dade bekend te maak en die glans, ryke heerlikheid van sy koninkryk net tot sover. Dawid skilder vir my en jou 'n prent van 'n God wat geloof word van generasie tot generasie. Want wanneer God families bou, dan dink God aan generasies. Ons dien 'n God wat goed is van geslag tot geslag tot geslag. Sy getrouheid het nie 'n einde nie. Die Here is vir almal goed, sê die skrif. Sy barmhartighede is oor al sy werke. So God se plan was nog altyd dat geloof, wysheid en waardes van een geslag na 'n volgende oorgedra sal word. Dit was nog altyd God se hart dat daar 'n liefdesboodskap, 'n goedheidsboodskap, 'n getuienis van die grootheid van God verkondig word van een geslag tot 'n volgende. Oumas en oupas is nie net geliefde familielede nie. Hulle is draers van 'n geestelike nalatenskap. Hulle is draers van geloofstories. Hulle is draers van geloofstories. Ek kan onthou hoe my oupa met my gesels het uit die woord uit. En dan het hy die Ou Testament, my oupa was baie lief vir die Ou Testament, dan het hy die Ou Testament se stories met my gedeel. Geloofstories. Oumas en oupas, julle is draers van geloofstories. Oumas en oupas bring iets anders, hulle bring soms perspektief, hulle bring 'n geduld, hulle bring 'n wysheid. Daar waar ma voel, weet jy, ek kan nie meer nie, dan kom ouma en sê, nee, is nie so erg nie, ons doen dit net so. Ek dink nou aan al die boereraad en die medisyne wat ouma vir die kind instop as ma wil Panado stroop gee. Sê nee, smeer net 'n bietjie Vicks onder die voete. Sal hulle okay wees. Wat se goed, ouma Lina, kyk die piere. As jy Vicks onder die voete smeer, dan loop die kat nie weg nie. Dan loop die kat nie weg. Halleluja. Oumas en oupas, hulle bring onthou oomblikke. Hoeveel oomblikke kan jy onthou van ouma en oupa? Hoeveel goed kan jy onthou wat oupa gedoen het of gesê het? 'n manier hoe ouma oupa gestap het, 'n manier hoe ouma gepraat het. Kan jy onthou hoe oupa en ouma stories vertel het en moeite gedoen het? Dis asof as ek dink aan my ouma en oupa, niks was ooit vir hulle te veel moeite. My ma en pa sê, nee, wag, jy kan nie nou nie, dan staan ouma op, die kind is dors. Die kind is honger. Oupa se stories, ouma se gebede, en dit skep 'n gevoel van veiligheid in die huis. Ek onthou nog, en jy dalk ook, my oupa het Jakkas en Wolf stories vertel. Wie kan Jakkas en Wolf onthou? Rooikappie. Ek onthou Jakkas en Wolf stories, en ek is amper seker my oupa het meeste van die stories opgemaak. En dis amazing, want elke keer is die storie anders. Dan sê ek, oupa, dis dieselfde verhaal, maar die storie het nie so gegaan gister nie. Wolf het 'n ander keer baadjie aangehaal, gister as vandag. Ek onthou, en ek het dit seker al vertel, want dit gebeur nou as jy lank in 'n gemeente is, dan raak jou stories nou almal dieselfde. Maar ek onthou, as klein seentjie het ek my ouma en oupa na skool gebly. Nie omdat my ma ver was nie, of nie by die huis was nie, het was net lekker by ouma en oupa. Ons het net so my hoek gebly. En dan elke middag het oupa besluit nie, dit moet nou slaaptyd wees. Ons moet nou middagslaapie vat. Maar oupa se bed, hulle het enkel beddens gehad, dit was so hol gewees. As jy daar lê, moet jy huiskraan kry om uit te klim. En ek onthou my ouma het elke keer, wat sê ek my in 'n wip gevang, elke keer wanneer ons moet kamer toe gaan om te gaan slaap, want Boetiekie moet saam slaap, as jy vir my sê Boetiekie sal dit vir jou vat. Dis net my ouma wat vir my kom Boetiekie sê. Of dan my oupa. En dan onthou ek dat ons staan aan die begin van die gang en af, maar die gang is seker so 4 meter tot by die kamer. En dan staan ons, ek en ouma en oupa in die dun gangetjie. En dan moet ons resies hardloop. Want dis alhoewel my in die kamer gaan kry. Ek wil net sê, ek het elke keer gewen. Natuurlik.
Oumas en oupas dra stories van die gesin. Hulle dra die geskiedenis van die familie. Hulle dra die harde jare, die swaar kry, die oorwinnings. Hulle onthou die troudag. Hulle onthou die gebed wat verhoor is. Hulle onthou die manier hoe die Here vir hulle deurgekom het. Hulle onthou hoe hulle kinders gedoop is. Dis nou die klein kinders se maandpaal. Hulle onthou hoe hulle ontmoeting met die Here gehad het. Hulle onthou hoe die Here vir hulle deurgekom het. Wanneer 'n oupa aan sy kleinkind vertel van hoe goed God hom deur die droogte gedra het. Of hoe ouma gebid het toe pa of ma siek was. Ek onthou hoe my ouers vir my kinders toe hulle nog klein was, al hierdie verhale vertel het, jou pa het so en so gemaak, maar hulle het net my stoute goed vertel. Ek weet nie hoekom nie, maar ek was eintlik die soetste ouetjie in die huis gewees. Ek was my ma se soetste seun. So ook haar enigste seun. Ek onthou hoe my ma met my kleinkinders, met my kinders gesit het en vir hulle vertel het wat pa gedoen het. Ek onthou hoe hulle stories, want my ouma en oupa is storiedraers. Oomblik wanneer oupa hierdie stories vertel, en ouma vertel hoe die Here vir haar deurgekom het, hoe die Here antwoord op gebed was, hoe die Here voorsien het, dan vergroot dit die kind se verwysingsraamwerk. Dan besef hierdie kleinkind, ek kom van ergens vandaan, ek behoort aan iets groter as myself, ek het 'n rykdom van geskiedenis agter my, ek kan maar net gaan sit by ouma en oupa, hulle sal my vertel, wat ouma en oupa wil vertel. Psalm 78 vers 3 sê, wat ons gehoor het en weet, en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie. Maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Stories uit ouma en oupa se mond is nie net familiegeskiedenis nie. Dis geloofstories. Dis geloofsgetuienisse. Elke verhaal van God se trou is soos 'n bousteen in daardie kind se geloofsfondasie. Ouma en oupa wil jou aanmoedig. Moenie ophou om te getuig en te vertel van die getrouheid van die Here nie. Ouma, moenie ophou om te bid vir jou kinders en jou kleinkinders nie. Oupa, moenie ophou om die woord oop te breek vir jou kinders en jou kleinkinders nie. Julle het die voorreg om die kleinkinders te inspireer. Julle het die voorreg om die kleinkinders toe te rus met geloofstories. So toe ek en Heidi mekaar ontmoet, haar kinders, noem hulle oupa Branka. Hulle die G en die P, grandpa, die P en die G het hulle omgeruil. En ek kon dit eers nie verstaan, hoekom, want ek kon nie die woord uitspreek nie, want ek was nou pure Afrikaans. En dan dink ek, okay, wat het hulle nou weer gesê oor die Branka? Maar ek het besef dat hulle band met hulle oupa, en die respek wat hulle vir hom het, kan met niks vergelyk word nie. So as jou kind vir jou 'n bynaam gee, oupa, bære dit in jou hart. Of ouma, as jou kleinkind vir jou 'n bynaam gee, bære dit in jou hart. Dis okay om oumie genoem te word. Oupa en ouma is 'n toonbeeld van onvoorwaardelike liefde. Jy sien, daar is iets besonders aan die liefde van 'n ouma en 'n oupa. Ouers moet mos nou dissiplineer en die kinders moet op 'n sekere tyd in die bed wees en dan moet hulle huiswerk doen en dan maak seker jy moet die tande borstel, net die wat jy wil hou. Jy moet seker maak jy was jou gesig en jy moet seker maak dat as jy uitgaan dat jy respektabelik lyk en jy moet jou skoene aan hê. Ouma en oupa worry nie oor daai goed nie. Oumas en oupas kan net lief hê. Ek onthou hoe geliefd ek gevoel het by my ouma en oupa. Ouma het nooit geskel nie. My ouers was amazing in my grootkort jare. Maar my ouma, en jy kan met my saamstem, my ouma, my oupa. Ma en pa was great, maar daar is nie 'n plek wat ouma en oupa se plek kan vat. So navorsing het bevind dat kinders wat 'n regte band met hulle ouma en oupas het, is meer emosioneel stabiel en veerkragtig.
Hulle hanteer lewensprobleme beter, hulle voel geanker, hulle weet, iemand ken my, iemand het my lief, en ek hoef niks daarvoor te doen nie. Sal dit nie amazing wees as ek en jy by 'n plek kan wees, waar ek besef, dat God die Vader se onvoorwaardelike liefde is so vir my, dat ek hoef niks daarvoor te doen, dat hy dit vir my gee. Hy het my lief, omdat hy is wie hy is. Amen. En dis wat ouma en oupa vir ons wys. Iemand ken my, iemand het my lief. En ek hoef niks te doen daarvoor nie. Hulle kan nie wag om tyd met my te spandeer nie. Daar's 'n dinamika van die hart van God die Vader, wat in 'n ouma en oupa opgesluit is. Daardie hart wat sê, ek kan nie wag om tyd met jou te spandeer nie, ek wil 'n verhouding met jou hê. Oumas en oupas het 'n liefde wat herinner aan God se eie hart. Hierdie liefde laat 'n kind voel dat hy of sy is waardevol, is geliefd, hy behoort, hy's tuis. So 'n grootouer se liefde voel anders. Ons kan dit nie verklaar nie, ons kan dit nie beskryf nie, ons kan dit nie eers definieer nie, ons weet net, 'n grootouer se liefde voel anders. Oumas en oupas is baie keer in 'n seisoen waar hulle niks meer nodig het nie. Hulle ambisies is ontmoet, hulle strewe is gestil, hulle suksesse is behaal, hulle wêreld word in dieselfde asem groter en kleiner. Want al wat hulle wil hê is om tyd met die kinders en die kleinkinders te spandeer. Dit waarin ons soms soveel waarde heg, familie, val weg op 'n sekere ouderdom. Of sal ons eerder sê, dit val in plek op 'n sekere ouderdom. Want jy sien, as jy jonk is, dan hardloop jy agter ambisie, en baie keer jaag jy wind, en baie keer jaag jy 'n wêreldse sukses, want jy moet tog iewers jouself meet, maar hoe ouer jy word, hoe meer kom jy agter, maar daardie goed maak nie saak nie, daardie goed val weg, daardie goed het nie ewigheidswaarde nie, en dan word jou wêreld kleiner, maar ook groter, wanneer jy besef, ek wil eintlik net familietyd koester. Ek wil eintlik net by my kinders en my kleinkinders wees. Hoe hartseer dat kinders en kleinkinders, oumas en oupas, soms so min sien, want die lewe se gejaag sluk ons in. Daar's min goed wat kan vergelyk met 'n ouma en oupa se trots. Luister maar, as ouma en oupa van die kleinkinders praat. Ek weet, dat as ma 'n video stuur, van hulle dogter, wat eerste plek gekry het, op wat ook al, dan word hy video aangestuur na ouma en oupa. Ouma en oupa se hele wêreld moet weet van daai klein kind wat eerste plek gekry het. Is dit so? Jy kan maar luister as jy ouma en oupa, as jy wil lekker kuier by 'n ouma en 'n oupa, en jy wil seker maak hulle mou nie, vra net vir hulle uit oor hulle kleinkinders. Amen? Want anders gaan hulle net sit en daar's 'n stabiliteit wat gevestig word. Jy sien, ouma se kombuis ruik altyd dieselfde. Oupa se lag klink altyd dieselfde. Daar's min goed wat verander in 'n ouma en oupa se huis. Ek het my ouma en oupa leer ken met dieselfde bank in die sitkamer waarmee hulle gesterf het. Want hulle kom op 'n ouderdom wat hulle nie meer nuwe goed koop nie. Want die bank is oukei. Ons hoef nie fancy te wees nie. Want my wêreld het 'n waardesisteem bereik wat sê, ek wil net my kinders en my kleinkinders koester. So ouma se huis en oupa se huis lyk altyd dieselfde. Daar's min goed wat verander. Hulle sal ook nie meer die meubels rondskuif nie wanneer hulle matriek nie. Hulle sal nie meer die meubels rondskuif nie, want hulle is al tevrede met hoe dit staan. Hulle is oukei met hoe dit is. As die kinders kom en sê, pa, kan ons nie slag daai bank? Nee, los hom net daar. Sien wat hulle gewoond is, hier as min goed wat verander in die huis. Ouma en oupa se plek lyk dieselfde. Jy kan kombuis toe stap vir die volgende 10, 15 jaar, die bekers is in daai kas. Die soutpot is in hierdie kas. Die lekker goed is in die bedkassie se laai. My ouma en oupa het 'n bedkassie gehad, so tussen die twee beddens.
Hy bedkassie het ek gekry. Jare later, en nou nog, hy ding ryk na Wieks hoor. As jy hom oopmaak, dan klap die wal aan jou. Maar as ek by ouma en oupa se kamer ingestap het, dat ek geweet, is ouma en oupa se plek. Dit vestig 'n konstante. Dit vestig 'n onveranderlike. Ons kinders word groot in 'n wêreld wat heeltyd verander. Heeltyd aanpas, heeltyd groei, heeltyd uitdaag. Ouma en oupa se plek is 'n bewys dat dinge verander nie. Dinge kan konstant wees, dinge kan geanker wees. So terloops, daar's 'n ander gevoel wanneer oupa 'n geldjie in die kleinkind se hand stop. Hy geldjie val anders. Okay, is net ek. Hy geldjie val anders. Daai geldjie wat sê, moenie vir ma sê, maar gaan kom vir jou iets lekkers. Hy geldjie val anders. Hy geldjie val nie uit 'n plek van, hierso, jy kan alles kry nie, dit val vanuit 'n plek van, jy's so spesiaal. Gaan koop vir jou iets lekkers. Dit voel net anders. Hy chocolate smaak ook net anders. So wanneer die kleinkinders kom, dan breek daar 'n nuwe seisoen vir die hele familie aan. En ek wil hier vir 'n oomblik net stil staan. Wanneer die eerste kleinkind gebore word, gebeur iets wonderliks in die verhouding tussen die ouers en hulle eie kinders. Wanneer die kleinkinders na vore kom, die kleinkinders gebore word, dan gebeur daar iets tussen die oumas en die oupas en hulle eie kinders. Die volwasse kind begin sy ouers anders sien. Nie meer net as die mens wat hom of haar groot gemaak het nie, maar as iemand wat ook op 'n stadium self gedroom het, self gelei het, self gebid het, self bekommerd was, self gewonder het, waar sal môre se voorsiening vandaan kom? Hoe gaan ek hierdie kind groot kry? Selfs of daar 'n nuwe respek gebore word. 'n Nuwe dankbaarheid van die ouers na hulle eie ouers om te sê, ek was ook op 'n stadium klein kind gewees, ek was ook op 'n stadium kind gewees. Net soos wat ek nou 'n kind het. Daar gebeur iets tussen die ouers en hulle kinders wanneer daar kleinkinders kom. Efesiërs 6 vers 2 sê, eer jou vader en jou moeder, dis die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Jy sien, die kleinkinders skep 'n geleentheid vir hierdie eer jou vader en jou moeder, want nou kan die ouers na hulle eie ouers kyk en sê, dankie, ek verstaan nou hoe dit is om 'n ouer te wees. Jammer vir die keer wat ek so moeilik was. Jammer vir die keer wat ek die deur toegeklap het. Jammer vir die keer wat ek teruggepraat het. Daar's 'n dinamika waar die kleinkinders 'n platform skep waar die ouers na hulle eie ouers kan kyk en sê, dankie, ek waardeer. Dankie, ek waardeer. Die ouer wat sy eie ouers uitnooi om deel te wees van sy kinders se lewens. Hulle eer en hulle erken in 'n rol van dankbaarheid. Ek wil vir elke ouer vra, as jou ouers, jy kinders het en jou ouers leef nog, doen moeite en bel en sê, dankie. Ek eer jou ma, eer jou pa, dankie. Want kleinkinders skep 'n platform vir daardie eer. Terwyl ek hierdie uitgewerk het en hierdie sin geskryf het, het ek besef dat ek moet my ma meer bel en dankie sê vir die rol wat sy gespeel het. Want ek besef my eie rol in my kinders se lewe. Jy sien, iets merkwaardig gebeur dikwels wanneer kleinkinders kom. Ou wonde word heel. Daai wrok wat ek het teenoor my ouers, daardie afsydigheid, daardie eie ek, daardie trots, daardie bitterheid word afgebreek wanneer kleinkinders kom. Moenie die geleentheid laat verbygaan dat God wat kleinkinders gee, moenie die geleentheid laat verbygaan dat harte na mekaar toe draai nie. Ouers en kinders wat miskien spanning gehad het, vind nuwe grond in die ouma en oupa rol.
Die fokus verskuif na die kleinkind en in daardie oomblik vind daar 'n koneksie, 'n dieper koneksie van liefde en waardering plaas. Ouers, moenie julle kinders weghou van ouma en oupa nie. Maak nie saak hoe jy voel nie. Maak nie saak hoe jy dink dit moet wees nie. Moenie jou kinders weghou van ouma en oupa nie. Daar's nie 'n plaasvervanger vir 'n ouma en 'n oupa nie. Moenie jou kinders weghou nie. Moenie dat die kleinkinders 'n wapen word waarmee jy wil beheer nie. Oupa en ouma, respekteer jou kinders se ouerskap. Moenie inmeng of voorskryf wanneer dit nie gevra word nie. Koester eerder die tyd saam. Vra jouself, hoe kan ek my kinders en my kleinkinders net lief hê? Want jy was ook op 'n stadium net 'n ouer gewees, ook foute gemaak, maar jy moes leer uit jou eie foute. Moenie inmeng of voorskryf nie. Koester eerder die tyd saam. Oupa en ouma, dis ook in hierdie oomblikke wat jy vir jou kinders kan sê hoe trots jy op hulle is. Ek is trots op jou my seun, ek is trots op jou my dogter, ek kan sien dat jy die kleinkinders grootmaak in die vrese van die Here, ek kan sien hoe jy uitverkoop is aan hulle toekoms, ek kan sien hoe jy hulle vorm en hulle potensiaal na vore roep. Ouma en oupa, dis 'n geleentheid om jou kinders te eer en te erken. Wees opnuut jou kinders se cheerleaders. Hulle het dit nodig en hulle het nodig om dit te hoor. Oupa en ouma, tyd moet eintlik die lekkerste tyd wees. En ouers moet besef, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor liefde en verhouding. Ouma en oupa tyd moet lekker tyd wees. Die grootste gawe wat 'n ouma of oupa aan 'n kleinkind kan gee, is nie 'n erfenis van geld of grond nie. Dis 'n erfenis van geloof. Ons sal die geld en die grond ook vat, maar 'n erfenis van geloof. Die kind wat sien hoe sy ouma kniel en bid. Die kind wat hoor hoe sy oupa dankbaar is vir die Here. Daardie kind het iets ontvang wat sy lewe vir altyd sal rig. Daar's 'n erfenis van geloof wat 'n ouma en 'n oupa dra. Die kragtigste wapen in 'n ouma en oupa se hande is gebed. Bid vir jou kinders, bid vir jou kleinkinders. 2 Timoteus 1 vers 5, en as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, Paulus wat aan Timoteus skryf, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Eunice, en wat daarvan is ek ook oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is, deur die oplegging van my hande. Timoteus se ouma was die eerste skakel in sy geloofswandel. Iets is in hom belê wat die wêreld se rykdom nie meer vergelyk kan word nie. Oumas bid, dis bekend. Oumas bid. Oumas bid. As jy wil weet wat doen 'n ouma, ouma bid. Ouma is 'n baby, is nie bed and breakfast nie. Is bid en bederf. Oumas bid. As jy wil weet waar is ouma? Ouma bid vir jou. As ouma sê my kind, ek bid vir jou. Dan kan jy weet, ouma bid. Oumas bid. Hoekom? Want die vurige gebed van 'n regverdige. Groot krag. Weet ons hoe kragtig dit is as 'n ouma bid. Wanneer 'n ouma vir haar kleinkind bid elke dag by die naam, dan staan sy voor die troon van genade en dan pleit sy by die almagtige God, Here, sien my kleinkind, maak my kleinkind se pad oop. Niks kan 'n plaasvervanger wees van dit nie. Dis 'n erfenis van geloof. Ek kan getuig dat my grootouers het die Here gedien. Albei kante, my oumas en my oupas, hulle het die Here gedien. Groot spore in die kerk gedra. Hulle het 'n standaard gehandhaaf waar die vrees van die Here teenwoordig was. Ek wonder waar sou ek vandag wees as my ouma en oupa nie die Here gedien het nie. Vir die rol wat hulle in my ouers se lewe gespeel het, maar ook in myne. Luister wat sê Deuteronomium 4 vers 9. Neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie.
En jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. Ouma, oupa, moenie vergeet nie. Kom baie keer met groot mense, oumas en oupas in aanraking, en dan is hulle gedagtes nie meer daar nie, en hulle onthou nie meer, maar as jy met hulle begin praat, dan kan hulle deur die jare se stories, kan hulle onthou, want daar is iets wat hulle in hulle hart dra, wat geen ongesteldheid of siekte van hulle kan wegneem. Vers 10, die dag dat jy voor die aangesig van die Here jou God by Horeb gestaan het, toe die Here aan my gesê het, vergader die volk vir my, en ek sal hulle my woorde laat hoor, dat hulle kan leer om my te vrees al die dae wat hulle op die aarde lewe, en dit aan hulle kinders kan leer. Oumas en oupas leer die kinders en die kleinkinders van die vrees van die Here. Moenie vergeet nie. Ouma en oupa, moenie vergeet nie. En herinner hierdie geloofsvertrou aan jou kinders en jou kleinkinders. Ek wil afsluit met die laaste skrif, Spreuke 17 vers 6. Kinders se kinders is die kroon van die ou mense. En die eer van kinders is hulle vaders. Grandparents have the crowning glory of life. Grandchildren. And it's only proper for children to take pride and honor their parents. Kleinkinders, julle is die kroon van ouma en oupa. Julle is ouma en oupa se rykdom. Dis 'n belangrike rol. Waardeer hulle, bel hulle, kuier by hulle. Moenie haastig wees nie. Kuier by hulle. En as hulle dieselfde storie oor en oor vertel, wees weer opgewonde. Luister maar weer. En vul ook sommer in as die storie vinniger. Hulle vertel dit net weer. Leer van hulle. Die dag sal kom wanneer julle sal wens julle het meer gevra, meer gesit, meer geluister, meer gekoester, meer net gewees by ouma en oupa. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons dank U vandag vir 'n ouma en 'n oupa. Dankie Here dat soos wat ons gereis het met hierdie gedeelte, weet ons Here, daar's 'n onvoorwaardelike liefde wat deurbreek. Daar's 'n trots, maar Here, daar's ook geloofstories wat gedra word in die hande en die harte van oumas en oupas. Geloofstories wat generasies wat kom nodig het. Geloofstories soos wat Dawid skryf, hy sê ek het 'n lofvisie. As ek dink aan God, dan wil ek hom loof en prys. As ek aan hom dink, dan wil ek dink aan die groot dade en die goeie dade en sy barmhartigheid wat elke dag nuut is. Dan wil ek vertel en ek wil uitbasyn dat ons dien 'n groot God, die een wat wakker is om sy woord te volbring. Dankie Here dat ons oumas en oupas, en hulle het almal hier voorgestaan vandag. Dankie dat hulle 'n rykdom dra wat geslagte wat kom so nodig het. Vergewe ons Here waar ons die oumas en oupas soms net wil stil maak in ongeduld omdat ons dink ons weet beter. Vergewe ons Here dat ons nie altyd spasie maak vir ouma en oupa se inset en se inspraak nie. Maar Here, as hier 'n ouma en 'n oupa is wat wil voorskryf of wat wil heeltyd moan en heeltyd murmureer, dankie dat U ook hulle gedagtes gevange neem in gehoorsaamheid tot God, soos U woord sê in Filippense 4, alles wat lieflik is, loflik is, eerbaar is, watter deeg ook al, bedink dit, verwoord dit, verkondig dit, in die naam van Jesus Christus. Ons erken U as die God van geslagte, die God van generasies. Dankie Here vir 'n legacy van geloof. Alle lof en eer kom U toe in Jesus naam. En almal sê, Amen.